Die lewe is daarin vreemd. Wanneer 'n mens jonk is, het jy al hierdie krag, maar jy het nog geen ondervinding nie, jy maak so baie foute. En dan, soos die tyd aanstap en jy al die ondervinding kry, lewenservaring, het jy nie meer die krag daarvoor nie. Waar is God in hierdie hele proses? Is daar nie dalk 'n kort pad nie? Hoe werk die lewe? Kom ons dink daaroor. Here, U het die lewe gemaak. U het ons gemaak. En ons verstaan nie hoe dit werk nie. Maar ons weet van U en ons verstaan van U. Dankie dat U vandag by ons is en ons in die hand vat en ons leer. Amen. Ons lees Genesis 45, die merkwaardige gebeurtenis van Josef. Die einde, ons gaan net nou dit in perspektief stel. Genesis 45 van vers 1 af. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil, dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer, Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nie nou sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dis nou maar die 2de jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor, waar daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur, om vir julle oorblyfsel in hierdie land laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelvoerder oor sy huis en as regerder oor die hele Egipte. Tot sover. Die perspektief op hierdie gedeelte is geweldig belangrik. En dit begin in Genesis 37, waar die verhaal vertel word van Jakob, is 'n man wat 4 vrouens gehad het, en hy het kinders by almal gehad, maar die enigste een vir wie hy lief was, Rachel se kinders, hulle is laaste gebore ook, was vir hom meer spesiaal. En omdat hulle meer spesiaal was, spesifiek Josef op daai stadium, toe nog nie Benjamin nie, so, is Josef beter behandeling gekry. Hy is bederf deur sy pa, hy het die beste kos gekry, hy het die mooiste klere gekry. En as hy stories oor sy broers aangedraai het wat hy gedoen het, dan het sy pa altyd sy kant gevat. En in hierdie proses het Josef arrogant geraak. En hy het die geleentheid gebruik om sy pa se ereposisie te misbruik. Hy het byvoorbeeld vir sy broers vertel dat hy 'n droom gehad het van gerwe. Hulle is 'n klomp gerwe op die land en hulle gerwe het voor sy gerf gebuig. Hy het 'n ander droom vertel van die son en die maan en 11 sterre en hulle almal het voor hom kom buig. Sy broers het hom gehaat. En so het dit eendag gekom, terwyl hulle besig was om vee op te pas, het Josef vir hulle kos gevat. En toe Josef daaraan kom besluit, hy is nou ver van sy pa af, hierdie is die tyd. En hulle besluit om hom dood te maak. Reuben, die oudste seun, hou egter kop en besef, nou moet ek help. En hy haal hulle toe om hom nie dood te maak nie, maar net om in 'n put te gooi, wat daar was. Hulle trek sy mooi klere uitgooi hom in die put. Reuben se plan was gewees om hom een aand uit te haal en terug te stuur na sy pa toe. Maar voor hy sy plan kan uitvoer, toe hy eendag nie daar was nie, kom daar 'n klomp handelaars verby op pad Egipte toe. En Juda, een van die seuns, kry 'n skitterplan. Hitler kans om 2 vliee met 1 klap te kry. Hulle kan hom verkoop aan die handelaars, dan is hulle ontslaaf van die probleem en hy word Egipte toe gevat en hulle kan 'n klompie geld maak. En dit doen hulle. Wat sê hulle vir hulle pa? Hulle het 'n bok geslag, sy bloed aan die klere gesmeer en die bloed teruggestuur en gesê 'n roofdier het hom seker langs die pad gevang. Josef in die tussentyd kom toe aan in Egipte en hy word verkoop aan Potifar. Die Farao se leiwag, sy hoof, word aan hom verkoop.
Onmiddellik word hy raak gesien. Hy was 'n vindingryke mannetjie geweest, al was hy arrogant geweest, is hy ook wakker geweest. En hy het onmiddellik groot opgang gemaak in Potifar se huis. En hy word die hoof van Potifar se huishouding. In daardie tyd kry Potifar se vroue oogie op Josef, en toe sy toenadering soek, sê Josef, nee, ek kan dit nie doen nie, dis verkeerd. En uit weerwraak beskuldig sy op die vals daarvan dat hy 'n toenadering tot haar gesoek het. Potifar is woedend. En Potifar gooi hom net daar in die tronk. Terwyl Josef in die tronk is, interessant, in die tronk, die ervaring wat hy gehad het, is so mooi as ons dit lees in Genesis 39. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom, en hy Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk, en van wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik, en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag. En dis die ironie. Die eerste keer word hy in die put gegooi weens sy eie fout, weens sy eie arrogansie. Die tweede keer word hy in die tronk gegooi, maar hierdie keer is hy onskuldig. Hy het juist die regte probeer doen. En in hierdie hele proses is die Here heeltyd aan die werk. Die lewe is besig om te gebeur, en die Here is aan die werk. Sy arrogansie moes aangespreek word. Hy land onskuldig in die tronk, maar die Here gebruik dit as 'n geleentheid om hom weer bietjie terugbring na die werklikheid toe. Josef was vindingryk geweest, soos sien jy in die tronk, en 'n kans wat hy kry, baie gouer as hy gedink het, net na sommer so 2 jaar om uit die tronk uit te kom, was toe daar 'n bakker en 'n skinker van die farao saam met hom in die tronk is, en hulle elkeen 'n droom het. En hulle nie weet wat dit beteken nie, en hy toe die skinker se droom vir hom uitlê, dat die farao hom weer in diens gaan neem. Die bakker wat opgewonde is, dit klink na goeie droomuitlegger, hy hoor weer dat hy doodgemaak gaan word, en so gebeur dit ook. Maar hy sê vir die skinker, wanneer jy nou by die farao kom, moet jy asseblief net 'n goeie woordjie vir my doen. Niks van dit gebeur toe nie, die skinker vergeet totaal van Josef. Totdat die farao 'n droom, waar daar 7 vetkoeie wei, en dan kom daar 7 maarkoeie, en hulle vreet die 7 vetkoeie op. En die farao is intens ontsteld, en hy wil weet, wat beteken my droom? En hy vra vir al sy uitleggers, maar niemand kan dit uitlê nie. En dis toe die skinker wakker skrik, en besef, maar daar's 'n man in die tronk wat my droom uitgelê het. En hy sê vir die farao, en dan lê Daniël die droom uit, dat dit beteken dat daar 7 jare van geweldige oorvloed gaan wees, en dan 7 jare van geweldige droogte. En sê hy vir die farao, ek wil net vir jou aanbeveel, dat jy hierdie tyd van oorvloed baie slim moet gebruik, en soveel moontlik bymekaar moet maak vir die maarjare. En die farao sê net daar, wel in daai geval, jy klink vir my na die man wat weet hoe om dit te doen, stel hy hom aan oor alles, hy word die minister van sy ekonomie. En Josef doen dit so effektief, dat hulle so baie bymekaar maak, dat hy heeltemal te veel is vir hulle eie land. In die tussentyd gaan skuif ons bietjie Israel toe, daar tref die droogte hulle toe ook. 2 jaar in die droogte, en toe is al hulle bronne uitgeput. En Jakob sê vir sy seuns, Egipte hoor ek het baie kos en goedkoop kos, julle moet vir ons gaan kos koop daar. Hulle is toe soontoe, Benjamin die jongste seun, hy bly by die huis. Hulle kom in Egipte aan, en onmiddellik herken Josef hulle. En Josef vra hulle uit oor waar hulle vandaan kom, oor hulle pa, of hulle nog boeties het. Ja, ons het nog 'n boetie, en hy is by die huis. En hy sê, ek hoor julle storie, maar ek vertrou julle nie. Julle is spioene, julle het 'n plan. So, ek sal vir julle kos gee, maar om seker te maak dat julle nie bymotiewe het nie, en is wie julle is, gaan ek julle een broer hou, Simeon. Want ek wil hê julle met die jongste broer ook hier na toe bring. En so is hulle toe terug. Hulle sê vir hulle, pa, kyk, die kos, ons dankbaar daaroor, maar Simeon het agtergebly, hy wil hê ons moet vir Benjamin ook bring. Sy pa sê, daar is nie 'n manier nie. Julle sal vir Benjamin nooit die weg kry nie. Ek het reeds 'n seun verloor. Ek gaan nie hom nog ook verloor nie. Maar die werklikheid is te sterk. Hulle word toe weer so honger, dat hy nie 'n keuse het nie, en sê, goed, in daai geval,
laat Benjamin nou maar saamgaan, want anders is ons almal dood. Toe hulle terugkom in die land en Benjamin by is, toe sê Josef, goed, julle kan Simeon terugkry en hier is julle kos om terug te gaan. Geef hulle goed en op pad terug het hy intussen 'n ander plan gehad. Hy het sy beker waarmee sy voorspellings maak bo in Benjamin se sak gesit. En op pad terug keer Josef se soldate hulle voor en sê, ons regeerder sê dat een van julle het sy beker gevat. Hulle sê daar's nie 'n manier nie. As jy daai beker by enigeen kry, kan jy daai ou net so vat en jy kan met hom maak net wat jy wil. Kry die beker bo in Benjamin se sak en skielik is dit 'n ander ding want hulle weet daar's nie 'n manier hoe hulle sonder Benjamin by hulle pa gaan aankom nie. Hulle het hom beloof, die oudste broer, almal twee het hom beloof dat hulle kan sterf, maar hulle sal hom terugbring. Saam terug. En toe hulle terugkom in Egipte, toe gebeur hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, hoofstuk 45, waar Josef nie meer kan hou nie en hy hom aan hulle bekend maak. Hulle is doodbang, want hulle lekker was vroeër gewees toe hulle lekker geld gemaak het Josef en van die probleem ontslaa raak. Nou is hulle swaar tyd. Josef se swaar tyd was vroeër gewees, nou is sy goeie tyd en hulle weet dis sy beurt om hulle terug te kry. En dan sê Josef hierdie belangrike dinge wat ons vandag gelees het. Hy sê, julle moet nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. En hierdie arrogante ouetjie het skielik lewensinsig gekry. Hy het gegroei uit die slegte wat met hom gebeur het. En dieselfde met hierdie manne wat verkeerd met hom gewerk het 'n verskriklike diep berou gekry. En natuurlik nou die ander voordeel is, hulle kon hulle pa bring en hulle kon hulle vestig in daardie land. Dis hoe die lewe gebeur. As daar slegte dinge in ons lewe gebeur, is dit nie God wat van ons vergeet het, of God wat ons 'n les wil leer, of God wat ons straf nie. Dis die lewe. Die lewe gebeur daar slegte en goeie goed. Baie van die goed was onreg geweest. Ons was onskuldig geweest dat daardie ramp of daardie siekte of daardie baie slegte ding my oorgekom het. Ander goed het ek weer goed gedoen en is nie raak gesien nie. Dis die lewe. Die vraag is, waar is God? En hoe mooi sê Romeine 8 vers 28 dit nie. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. En daarom is die basiese ingesteldheid van ek kyk nie in my omstandighede om te bepaal waar is God nie. Hy is altyd so naby hy kan wees. En hy is heeltyd besig om die beste te maak van dit wat ek het. Ook dit wat vir my sleg is, gebruik die Here tot my voordeel. En wanneer ek dit glo, dan kyk ek met nuwe oë na die moeilike tye. Dan word dit geleenthede vir groei en nie geleenthede wat ek maar net moet wag om verby te gaan nie. Mag die Here ons help om dit te verstaan. Here, ons wil aan U vashou. U is ons anker, nie ons omstandighede nie, nie ons voorspoed nie, nie ons seëninge nie. U is ons anker. Dankie, Here. Help ons om met elke oomblik te verstaan, as dit goed gaan, maar veral as dit sleg gaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.